Goeiemôre. Het is my lekker om vanoggend ook in hierdie nuwe reeks van ons Sy Hoop My Storie, iets van ons storie bietjie met jou te kom deel vanoggend. Ons journey is al so 33 jaar lank, my en Adele sinne, en ek wil graag so 'n stukkie daarvan met jou vanoggend kom deel, en ek glo dat die Here wil iets in jou hart kom losmaak vanoggend, van die ongelooflike hoop wat daar is in hom, in alle omstandighede. Dit maak nie saak wat in jou lewe aangaan, dit maak nie saak wat gebeur nie, daar is 'n God wat altyd in beheer is. Amen. Altyd. Die woord in ons lewe het vir ons deur 'n tyd gevat en deur 'n tyd gehelp wat vir ons nie altyd so maklik was nie, en die woord van die Here binne in ons lewe is iets wat ons rig, is iets wat ons inspireer, dit dissiplineer ons, maar dit help ons ook om te kan in tye wat ons nie hoor nie, om te kan in God vas staan en in God te kan glo en te weet dat hy is die een wat my in hierdie oomblik is hy besig om my iets te leer, al kan ek dit nie sien nie, maar die Here gaan alles gebruik tot sy eer en sy glorie, en dat die woord sê vir ons, alles gaan ten goeie meewerk. Nou, ons storie begin so in bediening spesifiek in 2013, maar ek wil iets vir jou vertel vandag vanaf 2018, wat vir ons net so 'n belangrike jaar in ons lewe was. In 2013 kom bevestig die Here in my lewe, my roeping en bediening, en op 'n baie spesifieke manier kom help die Here my om te weet dat hy het gepraat en dis nou die tyd. En die Here gee vir my hierdie skrif in Josua 1 vers 9. Hy sê, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. En daai oomblik was dit vir my net 'n oomblik van bevestiging gewees van roeping. Die Here het op 3 maniere dit kom bevestig deur mense in ons lewe, en ek het geweet die Here het my in daai oomblik geroep om nou uit te stap in dit wat al lankal in my hart geleef het op daai stadium. Maar ek het nie besef wat die Here eintlik vir my sê deur hierdie skrif, wat hy vir Joshua gee, maar wat hy nou in my lewe inkom, en hy praat met my oor, dat jy moet sterk wees, en jy moet moed hou, en jy moet nie toelaat dat enigiets jou bang maak, en jou bevrees maak in jou lewe nie. Maar dan die belangrikste deel van hierdie skrif, wat die Here kom sê, ek is met jou, elke plek waar jy jou voet neersit. En ek wil vanoggend vir jou sê, dit is die Here sê, dat hy bly binne in my en jou, dan moet ek en jy weet, dat die Here sê, ek is met jou, oral waar jy jou voet neersit in jou lewe. So in 2018 was ons so 5 jaar al in bediening gewees, in Rustenburg, in 'n ander dorp, en in die begin van daai jaar toe kom roer die Here net iets in my hart, en die jaar speel uit na Julie maand toe, waar daar 'n geleentheid vir ons is om 'n gemeente te kom help plant hier in Pretoria, in die Oosmoed Hoërskool. Ons is baie opgewonde oor die geleentheid gewees, en jy weet, om nou 'n nuwe gemeente te kom plant, daar was reeds 'n eerste gemeente geplant gewees hier in die Rode Plaat omgewing, en ons sou hierdie planting deel van kom wees om dit te kom verder uitbrei, en ons maak toe gereed om dit te kom doen, en ons is gereed vir hierdie skuif, en die gemeente wat aan daai kant ondersteun dit, en hulle maak 'n commitment om ons vir 'n tyd te ondersteun van 6 maande tot 12 maande, en aan hierdie kant, hierdie gemeente sekere commitment aan ons kant gemaak, om ons te ondersteun van hulle kant af, en so dan die finansiële implikasies wat so skuif het, om dit in ons lewe net te kom settle. Nou jy weet, as jy sulke skuif in jou lewe maak, en 'n bietjie later in jou lewe, soos ons, ek was toen al 50 gewees, dan vat dit groot finansiële commitment. En vir alles, ons dogter was 3 jaar universiteit gewees, en dit was nou al die 3 jaar wat ons self dit moes befonds het ook. Ons kon nie vir haar beurs kry nie, wat eintlik, ons kon dit nie verstaan nie, jy weet, ons dogter is 'n redelike presteerder gewees, en sy het 'n ingenieurswese gaan swat, maar nêrens is haar beurs vir haar nie. En ons moes toe 'n plan maak, as dit 'n derde werk begin, ons het 'n verfkontrakteur besigheid begin op die sykant, en Adele het die werk gedoen, en ek het haar geondersteun met die administrasie en die opmeetwerk en al daai goedjies, om geld in te kry, en hier is ons 2018, en ons het klomp goed wat aangaan in ons lewe, en ons het 'n nuwe skuif, en ons seun in hierdie tyd, daai jaar, Oktober maand, soos nou, hierdie week begin die eksamen, is dit eksamentyd, en ons skuif ons seun in 'n eksamentyd, en dit, ons is al hier besig, hy is nog daar in Rustenburg, en hy moet ook gaan swat die volgende jaar, jy weet, en hy wil in Amerika gaan swat, en as jy in Amerika gaan swat, jy weet, elke burger wat jy koop is omtrent hier so 'n maand se salaris, né? As ek nou verkeerd, dis is 'n maand se krag en water vir my en jou. Ja, dis duur. En ons weet, en ons is besig om vir hom aansoeke doen vir beurse, en hoe gaan dit lyk, jy weet, ek bedoel, as hy moet hiernatoe vlieg, hoeveel gaan dit ons kos elke keer, en die kursus is 'n lang kursus, en daar sit ons in hierdie situasie,
na die einde van die jaar toe ons al 3 maande hierso is en besig is om te werk, besig om die kerk te plant daar by Oosmoed Hoërskool, dat die gemeente aan die ander kant laat weet ons hulle kan nie meer bydra nie. Hulle gaan nie meer bydra nie. En hier sit ons en ewe skielik kry ons daai slegte nuus. Maar tot op daai stadium vir die laaste 3 maande het die gemeente aan hierdie kant ook nie kon bydra nie. En nou sit ons aan die einde van die jaar met hierdie hele pakkie voor ons. Maar die Here is amazing. Want die Here sê, jy moet net sterk wees. Jy sien, ek sit op jou lewe, sit ek 'n roeping, op jou lewe het ek 'n plan met jou lewe, en ek wil vir jou vanoggend hier sit soos wat jy hier sit. Dit gaan nie oor of jy geroep vir bediening nie, elkeen van ons is geroep om te bedien. Amen. Elkeen van ons is daai disipel wat Jesus voorsê, hy sê, gaan dan heen en maak disipels van alle nasies. Ek en jy is deel van daai roeping in ons lewe, en as ons deel van die droom by Doxa is, dan is ons deel van hierdie droom wat God se heerlikheid in die stad. As City Changers leef ons hier om daai heerlikheid te sien manifesteer oralste waar ons kom. Elke van ons is op daai plek, en dit was ons pakkie op daai stadium gewees, binne en dat ons weet die Here roep ons om in hierdie wêreld 'n verskil te kom maak, en dit wat in ons hart brand is Jesus Christus. Daai een wat ons so in sy hand het. Wat Roan nou van gepraat het, wat sy liefde deur ons vloei, en ons weet net dat ons weet die Here is met ons, maar die realiteit is my beursie. Dis 'n realiteit. En jou kinders en die huis wat jy nou net gekoop het, en is daar 'n foto daar van ons huis. Ek kan vinnig sê, ons plant toe 'n gemeente, het jy hom daarso. So die eerste dag toe ons die gemeente plant, staan ons daar en wag, jy weet, en ek onthou so goed, dit was 'n halfuur voor die diens sou begin, en daar was so 20 mense al hier gewees. Weet, dis is en toe ons instap, toe is die hele diens vol. En daai dag 300 mense op. En daar gaan ons. Dit was in Augustus gewees van 2018. Maar toe ons hier aan die einde van die jaar kom, was daar net nie daai voorsiening wat ons op vertrou het nie. En ons sit met hierdie huis, ek kan teruggaan na die huisprentjie, ons sit met hierdie huis wat ons gekoop het hier in Pretoria, ons sit met die kinders, en die Here kom, en Marley kry 'n boodskap, 'n brief, 'n beurs van Transnet af, wat haar hele volgende jaar betaal, wat vir haar sakgeld gee, wat haar verblyf betaal, en sy het 'n werk na die tyd. Die Here kom en 4 universiteite van Amerika antwoord ons, en die een spesifiek, is die een wat ons weet ons wil hê, en hulle gee vir hom nie 'n 4 jaar nie, maar 'n 5 jaar beurs. Hulle betaal sy hele studies, betaal al sy vlugte, hulle gee vir hom sakgeld, al sy kos, alles is betaal. En dit is soos in, die Here is amazing. Die Here is amazing. En jy weet, een ding wat ek toe nou bietjie gemis het daar is dat hierdie ouens weet nie wat het dit gekos om hierdie kinders te kry waar hulle vir hulle wil beurse gee nie. Jy weet, daar is nie vir pappas en mamma sakgeld saam met 'n beurs nie. So toe sit ons nou met nog steeds ons situasie. Hulle is nou gesort, maar wat nou in ons situasie, en wat kan ons, weet, Spreuke 19 vers 21 sê die volgende: baie is die planne wat 'n man in sy hart het, maar dit is die Here wat sy voetstappe rig. In die Message Translation sê dit: we humans keep brainstorming options and plans, but God's purpose remains. En in daai oomblik was dit vir ons nogal 'n plek gewees waar ons moes gaan na. Die 2018 was 'n uitdagende jaar, maar ons het geweet daar kom nog een. En wat doen ons nou? Wat kan ons doen in hierdie situasie? En die een ding wat ek geweet het is dat die Here is altyd goed. Dawid sê in Psalm 136, hy sê, loof die Here, want hy is goed. Want aan sy goedertierenheid is daar nooit 'n einde nie. Loof die Here, want hy is goed. Want aan sy goedertierenheid is daar nooit einde nie. Nou, ek het net in daai tyd besef, hoe belangrik was die woord wat die Here vir my gegee het, toe hy vir my gesê het, wees sterk, wees volmoed. En ek wil vanoggend vir jou vra, as jy hier sit, wat is die woord wat die Here vir jou in jou hart gee? Wat is die woord wat jy mee elke dag opstaan? Wat is die woord wat jy mee gaan werk? Wat is die woord waarmee jy sit in jou uitdagings, elke dag daar waar jy funksioneer? Elke dag kom nou goed na ons kant toe, en daar's genoeg getuienis na 'n diens soos hierdie van mense wat kom vertel van wat die situasies is, en hoe hierdie vir my hoop gee, want my situasie het vir my gevoel, dis hopeloos. Elke van ons weet wat dit is om deur challenges te gaan in die lewe.
Maar die woord in ons lewe, ouens, is die lig vir ons voet. Is die ding wat daai energie is, wat die Heilige Gees in ons hart kom brand, en wat die energie is van daai vlam wat hier binne brand, die waarheid van die woord in ons lewe, die waarheid dat God met jou praat, die waarheid van die skrif wat jy môreoggend gaan lees, en watter vers ook al van die Bybel, en die Here kom, en deur daai vers weet hy presies wat hy vir jou wil sê, in jou situasie, en hy wil hê jy moet weet dat hy is God, en hy is waaragtig, en wat hy sê sal gebeur, as hy sê, ek is met jou, elke plek waar jou voet sit, weet ek is met jou. En dit voel nie altyd vir ons of God weet en of hy daar is nie. In 2019 het ons ingekom en met al hierdie situasies en die jaar speel uit om so 'n bietjie vinnig aan te beweeg na die middel van die jaar toe en rondom finansies het dit glad nie verander nie. Ons het niks bygekry nie en ons het alles uitgeleef wat ons gehad het. Alle spaargeld was klaar, kredietkaarte max, oortrokke fasiliteite max. En alles was daar gewees waar ons het net besef, hierdie is nou 'n baie moeilike tyd. Ons het van die goed in ons huis wat waarde gehad het ons van ontslae begin raak en dit het ons gehelp dalk vir 'n maand of 2 om deur te kom met van daardie goed in ons lewe. En dit lyk vir ons asof God nie deurkom nie. Maar ek wil vir jou vandag sê, weet jy dat die Here is altyd besig, al voel dit nie so in jou lewe nie. Weet jy dat die Here is altyd besig met iets en dat jy nie altyd kan sien waarmee hy besig is terwyl jy in die situasie is nie. Want God is besig om hier binne in ons iets te doen, maar God is ook besig om vir ons iets daar buitekant te doen wat ons glad nie van weet nie. Jy sien, God vat ons op 'n reis en ons weet nog nie waar ons heen gaan nie. Hy praat met Abraham, hy sê vir Abraham, gaan uit jou familie, gaan uit jou mense uit en gaan na 'n land toe wat ek vir jou sal wys. En wat doen die vader van geloof, soos ons hom ken? Hy het gegaan op 'n woord. Wat sê Josef, wat in die tronk sit, onregverdig sit hy daar, is weggevat uit sy huis uit, hy is al 14 jaar daarso, en nou kom hulle na hy uit, so sê, jy kan ons drome uitlê. Wat doen Josef nie? Ja, dis ek is jou. Jy weet, laat my net uit die tronk uitkom. Hy doen glad nie dit nie. Sy vertrou is in die Here binne in daai situasie, en hy sê, nie ek nie, maar die Here sal jou antwoord. Die Here sal jou droom vir jou uitlê. Wat doen ons binne in die situasie? Weet ons dat God is heeltyd besig, hy's altyd daar en hy is die Here wat die planne in ons lewe sal dit gebeur volgens sy wil. Ons sit in daai situasie in die middel van 2019 en ons het gedink dinge kan nie erger raak nie, dinge het so erg geraak en ek sit daar en ek op 'n stadium en ek sê vir die Here, ek is op. Ek is soos 'n droë stuk hout, ek is klaar. Brand my net. En ek dank die Here so vir 'n vrou wat saam met my staan deur alles wat ons gaan, want weet jy, in jou huwelik is een van die kragtigste dinge wat jy het, is dat jy saam deur goeters gaan, dat jy saam deur goed stoei, dat jy saam bid, al bid jy soms apart en jy huil apart voor die Here en jy lê voor die Here in daai tye en dit is donker en jy het nie antwoorde nie, jy sit maar net lekker saam en jy weet nie wat eers om vir mekaar te sê nie, dat die Here is heeltyd besig om in my en in haar te werk en ek dank die Here dat sy nooit op 'n plek gekom het waar sy gesê het, nou gee ek op nie. En dat ons dit nie saam gedoen het nie, al was ons op gewees. Absoluut op. Die Here gee vir ons 2 goed in ons lewe wat baie belangrik is. Die woord, wat ons hoop gee, inspirasie gee, rigting gee, maar hy gee ook vir ons mense. Hy gee vir ons mense in ons lewe, en in daai stadium het ek saam met 2 mans gejourney, dit was 2 ouer mans gewees, een uit die Kaap en een in Rustenburg, en ons het saam deur van hierdie goed gegaan, en dit was mentors in my lewe, en ek glo altyd aan mentors in ou se lewe, ouens wat jy mee saam stap, wat in jou lewe inspreek, en ouens wat jy nou weer inspreek, die disippelskap beginsel, wat die Bybel ons oorleer, en een van hierdie ouens praat met my, en hy sê vir my, wat kan jy doen? Wat kan ons doen in die situasie? En ek vertel vir hom, ja, natuurlik kan ek teruggaan na my vorige beroep toe, en my vorige beroep, soos baie van julle weet, was ek as 'n tandarts gewees, ek het myself gederegistreer by die raad, daai tyd toe ek uit die beroep uitgegaan het, dit was 2007 gewees, met die wete dat ek weet, ek gaan nie weer teruggaan, ek gaan op wat die Here vir my sê, en op daai stadium met die Here ons op 'n journey gevat, 2008 tot 2013, totdat ons in bediening gekom het, want ek is toegewyd aan wat ek voel die Here in my hart sit. Ek het nie options nie, is committed. En ek sê, maar ek kan dit doen. Wat van, en ek en Adel praat, en miskien kan ek teruggaan, en ek kan gaan sessies doen ergens by 'n tandarts, ek kan by die universiteit weer gaan werk, ek het voorheen wat 'n klasse gee,
En dan kan ek dit doen en ek gaan na die mediese raad toe en ek gaan na die HPCSA hierso in die stad en kom daar aan en is 10 jaar wat ek laas gewerk het en hulle gaan my goed deur en sê nee, jy moet 'n eksamen skryf, ons moet net bietjie check het jou is okay. Jy weet, moes nou weer bietjie die boeke gaan uithaal sê hulle. Nou wie is nou lus vir boeke uithaal? Na soveel jare. En ek sê nee, dis reg, hulle sal my laat weet. Dis in die einde van 2019. Maand gaan verby, 2 maande, 3 maande gaan verby, ek hoor niks nie en 2020 kom. En as ons gedink het dat 2019 was 'n moeilike jaar na 2018, het ons nie gereed gewees vir wat in 2020 sou gebeur nie. In die begin van 2020 wag ek nog steeds vir daai terugvoer en ek kry niks nie en ek kry niks. Ek het weer soontoe gegaan en hulle het weer bevestig eksamen, die kommissie moet sit, daar's iemand wat moet vir my 'n brief stuur. En in Februarie 2020 kry ons skielik skokkende nuus. En ek vertel nie hierdie vir jou vandag om enigstens die kerk of 'n leier af te breek nie. Want ek glo absoluut in die kerk. En ek glo aan hierdie ding wat die Here Jesus kom sê het, toe hy gepraat het met die disippels en spesifiek met Petrus. En hy het gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. En niks sal daardeur staan nie. Niks nie. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Dit maak nie saak wie gebeur nie. Maak nie saak hoe erg dit is nie. Maak nie saak van die storie nie. Maar ek is die Here en ek bou my kerk. En in daai oomblik het ons die leier van ons gemeente op daai stadium verloor. Hy het onwyse finansiële besluite gemaak. En dit het gelei tot 'n plek waar ons moes die kerk sluit, wat ons 'n rode plaat gehad het. Ons het hierdie 2 gemeentes gehad wat ons bedien het. En hy het die leierrol gespeel. Hy het die een wat ons geroep het om te kom die Oosmoed gemeente plant. En ons het die deure van die gemeente gesluit. Met alles wat daarin by gepaard gegaan het. Ons het nie 'n pen of 'n potlood gevat nie. En 4 mense het opgestaan en gesê, ons wil 'n kerk hê. Ons is die kerk. Ons wil die kerk wees. Ons het 'n kerk nodig in hierdie omgewing. En iets van die Here in hulle hart ek glo die Here het aan harte gewerk en hierdie mense het opgestaan en hierdie mense het ons uitgenooi om deel van dit te wees en te sê, maar sal julle kom en sal julle leiding neem dat ons 'n kerk hier kan weet plaas. En ons het gegaan en ons het 'n nuwe venue gekry en ons het 'n diens gehou. 2 weke later het ons boodskap uitgestuur. Ons het glad niks gebruik van wat daar was nie. Ons het soos nuut oorbegin, met niks. En ek onthou hoe exciting was dit geweest ons daar kom staan en ons besef, ons het 'n geleentheid om iets te doen waar ons, die Here sê hy bou sy kerk en hy sit dit in ons harte, hy sit dit in mense se harte hier en daar daag 100 mense daai dag op. Omtrent die helfte van wat daar was voorheen. En ons hou 'n diens en ek onthou dit was hartseer geweest want ons het mense verloor. Ons het leiers verloor. Die leiers was van ons beste vriende. En toe 2 weke later gebeur met ons wat met julle gebeur het. Kan julle onthou wat het gebeur? Wie kan COVID-19 vergeet, né? So ons het 1 diens gehad. En toe is daar die nuusberigte en toe mag ons mos net in groepies bymekaar kom en mense stuur foto's vir ons waar hulle sit in 'n soos 'n huisgroep situasie, maar hulle sit 3 meter, 4 meter uitmekaar het met 'n masker op. Kan jy dit nog onthou? Was jy in die kerk daai tyd? Jy weet dit was awkward geweest. En die volgende week sluit hulle alles. En hier sit ek in Adel, ons het 2 kerke geërf en ons het nog nooit op video 'n preek gedoen nie. En hier begin het. En die Here is net so getrou. En dit was my eerste preek. Moenie stres nie. Moenie stres nie. Maar ons weet dat daai volgende jaar was nie 'n maklike jaar gewees nie. En dink dit is die tyd gewees waarin Matteus 7 vers 7 net vir my so 'n belangrike skrif was. Waar die Here sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop
en vir julle sal oopgemaak word. Ons het nie die antwoorde gehad nie. Ons het nie geweet hoe nie. Ons het nie geweet wat nie. Ons het soos dag vir dag, week vir week net gegaan. Ons het twee gemeentes wat onafhanklik is van enige ander gemeente denominasie, het ons in ons hande en ons stap saam met mense. En in hierdie tyd het ons hierdie een ding net gedoen en ons het gebid. Ons het die Here vertrou. Ons het sê wat en ons het opgestaan en ons het begin om preke te skryf en op te neem op video en ek sê vir jou, ek was partykeer so moeg geweest op 'n Saterdagmiddag want ek het 7 keer die preek opgeneem. Want hy was nie die eerste een en dan die tweede en dan dit was net ons het net nie gewoond gewees. En hoe doen ons hierdie nie? Maar een ding het heeltyd by my gebly en my versterk is die Here wat sê oral waar jy gaan is ek met jou. Wees net sterk en vol moed. Moenie verskrik raak nie, moenie bang wees nie, moenie wil weghardloop nie. En so het dit gebeur dan dat ons hierdie eerste dienste gehou het en die Here kom en hy bou sy kerk. Want jy sien die kerk is nie 'n persoon nie. Die kerk is nie een persoon nie. Die kerk is nie 'n goeie prediker nie. Die kerk is nie 'n bekende prediker nie. Die kerk is nie iemand wat die visie het nie. Die kerk bestaan uit mense wat opstaan, elkeen in hulle rolle, elkeen hulle verantwoordelikhede vat. En dit sluit in dat daar prediker sal wees. Dit sluit in dat daar bestuur sal wees. Dit sluit in dat daar worshipleiers sal wees. Dit sluit in dat daar mense sal wees wat groet by 'n deur. Dit sluit in iemand wat opstaan en sê ek sal by my huis sal ek 'n selgroep hou. Dit sluit in dat ek sal iemand wees wat bedien, 'n nagmaaltafel of blomme. Of ek sal iemand wees wat leiding neem in 'n mannegroep of 'n damesgroep of by die kinders. Daar's soveel rolle wat ons opneem. En die Here sê ek sal my kerk bou. In hierdie tyd van COVID, wat dit so doodgelyk het die Here my herinner aan 'n woord wat hy van gegee het, 'n profetiese woord. In 2017 sê een van die mense wat in daai tyd in ons lewe ingespreek het, in Engels, gee die persoon vir my hierdie woord en sê, I see you stand in an aftermath. And as the dust settles, I see the green grass coming out. Nou in boere kameeldraf Afrikaans beteken dit. Ek sien jy staan nadat 'n groot calamity gebeur het. Groot brand, 'n groot oorlog, 'n groot iets en jy staan op hierdie stuk aarde wat alles so weggebrand en ontplof het en net jy staan daar en daar's ewe skielik kom 'n groen grasies uit. En is letterlik wat ek beleef het in daai oomblik toe mense begin opstaan het binne in hierdie tyd en binne in die gemeente het mense begin opstaan in leierskap. Het ouens gekom en verantwoordelikheid vir die finansies gevat. Het iemand gekom wat sê maar ons gaan 'n venue vasmaak. Daar's iemand wat gekom en sê ons sal die kinders vat. Ons sal die tafels doen. Ons sal hierdie doen. Ons sal vir jou video's opneem in die diens. Ons sal vir jou kabels gaan koop. Mense het begin opstaan. Mense het in hulle rolle begin opstaan. Bidders het opgestaan. Ons het voor elke diens het mense bymekaar gekom in groot groepe en begin bid vir die kerk. Rode plaat. Is jy 'n foto van die kerk daarop? En ons het net gesien hoe die Here besig is om mense te gebruik. Nie een persoon nie. Nie een koppel nie. Maar mense te gebruik. Wanneer iemand opstaan en nog een staan op en nog een staan op, hoe die Here kom en sê, ek sal my kerk bou. In die volgende 2 jaar tot omtrent 2022 het die Here gekom en hy het hierdie 2 gemeentes het beautiful gemeentes geword. Ons het albei ons venues verloor. Ons het albei moes skuif. Ons het albei moes goeders herdink en herbedink. Maar die gemeente in die Moed by NG Kerk Pierneefrand, hulle gaan nou nog aan. Hulle is nou nog onder die naam wat ons daai tyd gekry het vir hierdie nuwe kerk. Maar in die Rode Plaat omgewing 22 gebeur dit toe dat die kerk leierskap beleef maar hoekom word ons nie deel van 'n groter groep nie? En het was so amazing geweest dat in daai tyd gee een van die leiers vir my in die Moedkant 'n profetiese woord en sê ek sien jou en Adel staan en julle staan hier so op 'n plek en hier so 'n klein bruggie en daar's 'n groot park so. 'n Lieflike speelpark. En ek sien dat julle wil oor daai bruggie gaan en julle wil in daai park gaan speel.
my hart as 'n pastor van dat ek kan onthou wat die Here roeping in my hart geroer het, was dat ek wil in 'n spasie wees waar ek die Here kan toelaat om te werk in mense se lewe, dat hulle die lewe sal ontdek deur my bediening, al die vlakke wat my bediening funksioneer, dis nie net hier van vooraf nie, dat hulle die lewe sal ontdek wat die Here vir hulle het, dat hulle die incredible avontuur sal ontdek wat Jesus Christus voorbetaal het aan die kruis, en dat hulle daai lewe sal opneem, en hulle sal opgewonde wees oor daai lewe, en dat hulle sal gaan, en hulle sal dit geniet, en hulle sal loskom van al hierdie goeders wat hulle wil vashou in daai lewe, hulle wil weghou van daai lewe af, dat terwyl hulle in die lewe, terwyl hulle funksioneer in hulle werksplekke, terwyl hulle familie is, terwyl hulle in die kerk is, dat hulle wegbreek uit alles wat hierdie prentjie weghou, wat God vir hulle het. Ek het in my hart altyd gehad, hierdie ding van 'n spasie, waarin ek net kan, incredible, dit net geniet, om te sien hoe die Here werk. En toe ek daai parkie sien in my prentjie, toe weet ek die Here is besig om iets te sê. En in middel van daai jaar, toe begin die leierskap te gesels, maar hoekom raak ons nie deel van 'n Doxa Dayo byvoorbeeld nie? En in my maand het ons 'n eerste gesprek met 'n John Simons, wat ek nog nooit ontmoet het nie. En ek en John gesels oor, wat beleef ons en wat gaan aan hier, en het was wonderlik gewees om te sien hoe die Here besig is om iets te doen wat ons nooit kon dink nie. Ek het elke week hier verby gery en die kerk gaan bedien. Elke week, elke Sondagoggend hier verby gery. Ek het geweet van Green Olive. Ek het amper geweet van die tent, maar ek was nog nooit hier nie. Dit was nooit deel van my gedagtegang nie. Dit was nooit deel van iets wat in my hart was nie. Ek het altyd net hier verby gery en sê, o, hier's 'n paar karre. Bietjie meer as wat ons het daar. Dit was geen verdere gedagte nie. En in Augustus van daai jaar, Julie Augustus, toe maak Doxa Dayo besluit om ons Rodeplaat gemeente deel te maak van Doxa Dayo, die Rode Vallei gemeente. En hy nooi ons om deel te kom word van die span wat hier bedien, saam met Miller en Koot en al ons ander spanlede, is ons omtrent 20 mense. En ek en Adel het die voorreg om in daai tyd in te kom, en ek onthou toe ons 1 September hier instap, daai week nog. Dit is die eerste keer gewees wat ek hier afgeloop gekom het. En dalk voel jy vreemd as jy vanoggend sit, dalk voel jy net hier. Ek wil net vir jou sê, hierdie is een van daai incredible spasies wat die Here skep, waar hy sy kerk bou. En ek hoop dat jy vind hier dit wat die Here bedoel het toe hy aan die kruis was. Dat jy nie net redding vind, maar dat jy 'n lewe vind wat incredible is. Dat jy kan vind hier wat die Here wil kom doen deur jou lewe en in jou lewe, sodat jy daar buitekant iemand kan wees wat hoop dra in jou lewe, ten spyte van die omstandighede. En daai selfde week, toe ek my betrekking hier aanvaar het en alles geteken en ek stap hier in, ek en Adel, in daai selfde week, kry ek 'n brief van die mediese raad af. Jy kan nou die eksamen kom skryf. 2 jaar. Die Here is so amazing. Het is of vir 2 jaar 'n komitee nie laat vergader nie. Want hy het 'n plan. Daar's nie 'n B-plan vir die Here nie. En ek wil sy A-plan hê. Ek wil sy A-plan hê. En ek wil vanoggend jou hier inspireer met net 2 skrifgedeeltes as ek afsluit. 2 skrifgedeeltes wat ek vir jou wil gee binne in jou situasie, binne in jou lewe saam met jou familie en jou huwelik en jou werksplek en jou finansies en jou kinders en dit wat voor lê dalk vir julle en jy weet nie of jy kan nie. Matteus 6 vers 33 sê, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Die Here nooi jou eerste, soek my koninkryk, soek my waarheid, soek my fondasie, soek my waarheid oor jou lewe, soek my aanvaarding van jou net soos jy is, soek hierdie nuwe lewe wat ek vir jou het, soek die beginsels van my koninkryk vir jou lewe. Dit baie keer wil ons die Here hê, maar ons wil nie die beginsels hê nie. Ons hou nie van die goed wat die Here vir ons sê soms nie. Die Here sê, soek my alles, soek my eerste, en dan gee ek vir jou al die ander goed by, wat ek weet jy nodig het, in jou spasie, om te kan funksioneer in die roeping wat ek vir jou lewe het.
Die tweede een is Filippense 4 vers 13. Waar daar staan, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek kan vir jou sê vanoggend, jy is tot alles in staat. Dit maak nie saak hoe jou situasie lyk nie. Die Here het sy woord vir jou kom gee. Sy Heilige Gees wat jou bekragtig. Hy gee vir jou mense en daarom is hierdie so belangrik. Mense wat in jou lewe inspreek, mense wat jy van deel is, mense wat jou nodig het in jou lewe. Het jy sulke mense? Het jy mense by wie jy gereed is om die Here se woord in hulle lewe in te spreek? Die Here se prentjies, die Here se profetiese, sodat ons kan staan in 'n wêreld wat ons die hele tyd wil minimaliseer. En ons wil wegvat. Ek hoor hierdie week dat in Engeland mag jy nie eens meer op straat bid nie. Ek het nie geweet nie. Glo jy vanoggend dat God is 'n waarmaker van sy woord in jou lewe? Glo jy dit regtig? Glo jy dit oor jou kinders? Glo jy dit oor elke situasie? En my laaste vraag is, glo jy dat Jesus bou sy kerk? Hy bou sy kerk. Hy is besig. En hy nooi jou om deel te wees van waarmee hy besig is. Hy nooi jou om deel te wees van die storie wat hy bou. En jou storie word deel van dit wat hoop is in hierdie wêreld. So ek wil jou nooi om saam met my te staan vanoggend. As ek saam met jou bid, wil ek 'n gebed vir jou bid. Maar ek wil spesifiek in hierdie gebed wil ek jou lei om een sinnetjie te sê vir die Here. Om tot die Here te sê, Here, ek glo dat U werk, al kan ek dit nie sien nie. Bid saam met my. Here, dankie dat U in beheer is van my lewe. Here, dankie dat U in beheer is van elkeen wat vanoggend hier is, Here, en wat sê, ek kies Jesus. Ek stap saam met die Here. En dalk is iemand hier vanoggend wat nog nie daai keuse uitgeoefen het nie, en ek wil jou die geleentheid gee om dit te doen. Dalk het jy nog nooit vir die Here gesê, Here, ek kies U as my redder nie. Want terwyl jou oë gesluit is, wil ek net daai geleentheid gee vir mense. Aan my linkerkant en jou regterkant hier. Is daar enigiemand hier wat wil sê, Here, ek kies U? Het jy nog nooit gekies nie? In hierdie tweede blok aan die linkerkant, my linkerkant. Is daar enigiemand daar wat net wil sê, Here, ek kies U volgende? Dankie. Ek sien daai hand. Is daar iemand aan my regterkant wat sê, Here, ek kies U volgende? Ek kies U as my redder. Ek kies U as my Here. Dankie, ek sien daai hand daar. Here, ons dankie dat ons kan kom in vanoggend soos vanoggend, Here, en ons kan vir U sê, Here, my lewe behoort aan U. En as vir die wat vanoggend dit vir die eerste keer sê, Here, ek kies U. U is die koning van my hart. Here, dankie dat U daai persone ontvang en dat hulle deel is van die koninkryk. En dankie, Here, dat elke ander persoon wat hier staan kan sê, Here, dankie dat ek vanoggend dit net kan bevestig. U is my Here. En ek wil saam met jou bid en jou vra om saam met my te sê, Here, dankie dat U werk, al kan ek dit nie sien nie. Sê dit net in jou hart. Here, dankie dat U werk, al kan ek dit nie sien nie. En die laaste, Here, dankie dat U woord my rig, dat U woord my inspireer, dat die woord die fondasie van my lewe is. Here, my hoop is dat elkeen wat hier is vandag, dat hulle geïnspireer sal word, Here, om U woord te vat en dit die fondasie te maak van elke dag lewe in hulle journey saam met U, Here. Dat ons nie dit sal nalaat nie, maar dat ons die woord sal vat en die woord sal gebruik vir dit wat U wil doen in ons lewe, en dat U daardeur, Here, met ons praat en dat U bevestig en dat U vir ons krag gee om in hierdie lewe, Here, mense te wees wat leef met hoop in hulle hart. Miskien wil jy vanoggend net vir die Here sê in hierdie gebed, Here, ek meld aan vir U plan in my lewe. Ek meld aan vir U plan. Ek het baie planne, Here, maar U plan in my lewe. Dankie, Here. Laat U wil geskied, Vader, deur ons lewe, en laat U koninkryk kom in Jesus naam. Amen.
Kom ons sing hierdie laaste liedjie saam.